Hallo en welkom by hierdie video oor die dropstelling in Salserver. In hierdie les sal ons ondersoek hoe die drop-opdrag gebruik word om databasiesobjekte soos tabelle, aansigte of selfs hele databasisse permanent te verwyder. Jy sal ook leer waarom dit 'n kragtige instrument vir databasisbestuur is en waarom dit met groot sorg gebruik moet word om toevallige dataverlies te voorkom. Die doel van die dropstelling is om te help met die bestuur en opruim van databasisse deur onnodige of verouderde voorwerpe te verwyder en te verseker dat slegs relevante en opgedateerde strukture in die stelsel oorbly. Die dropstelling word algemeen op verskeie maniere gebruik om databasisdoeltreffendheid te handhaaf en organisasie. Wanneer jy die drop-table opdrag gebruik, verwyder dit die gespesifiseerde tabel saam met al die data wat daarin gestoor is. Voorbeeld, drop-table studente, die drop-database opdrag verwyder 'n hele databasis en al sy objekte permanent. Voorbeeld, drop-database hulp, die dropstelling kan ook gebruik word om ander databasiselemente soos aansigte, prosedures of funksies te verwyder. Dit is belangrik om daarop te let dat sodra 'n voorwerp verwyder is, kan die data daarvan nie herstel word tensy 'n rigsteen bestaan nie. Voorwerpe wat afhanklik is van die item wat weggelaat is, soos die met vreemde sleutelverhoudings, moet eers verwyder word. En laastens, dit is die beste praktyk om altyd die databasis te rigsteen voordat enige drop-opdragte uitgevoer word. En dit bring ons by die einde van ons sessie oor die dropstelling in Salserver. Onthou, die drop-opdrag is noodsaaklik om jou database skoon en doeltreffend te hou deur onnodige voorwerpe te verwyder, maar maak altyd dubbelkontrole en rigsteen jou data voordat jy dit gebruik. Dankie vir die kyk en sien jou in die volgende video.